Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad Dinsdag 7 Oktober 2025 en as ek nou sommer so dink aan 7 Oktober, dan dink mense sommer terug aan daai tyd wat Hamas Israel 'n klomp mense doodgemaak het, né? Verskriklike verhaal wat daai tyd ook plaasgevind het en wat dan daarop gevolg het. Dit is sommer net wat mense kop opkom. Maar mag julle 'n heerlike dag hê, vriende, mag julle 'n dag hê waarin julle sommer net die Here se liefde sommer net so ervaar rondom jou. Daar waar jy by die werk is, as jy miskien op pad is werk toe, as jy kyk na die natuur rondom jou, sien God raak. Ons is in dankbaarheidsmaand, vriende, waar ons God in hierdie maand sê dankie vir alles wat hy vir ons gegee het in ons gemeente self. Dankbaarheidsmaand is ons sal van dit ek ken al die jare wat ek hier so is dit ons dankbaarheidsmaand. Dit was eers 10de dankoffermaand en in hierdie maand, vriende, gee ons gewone dankoffer, maar boonbehalwe gee ons dan probeer ons 10de gee en dan is daai offer boonbehalwe ons dankoffer wat ons 'n maand kry is ons begroot vir R140,000. R100,000 daarvan gaan vir 'n sinodale aanslag, vriende, wat hulle gebruik om ongelooflike werk te doen in ouete huise, in te huise oor die algemeen, in armoedeprojekte waarby hulle betrokke is, kinderhuise waar hulle betrokke is, uitreikprogramme waarby hulle betrokke is. Vriende, is 'n amazing klomp goed waarmee ons sinode besig is. Regtig, ons staan nie op die dakke van huise en kerke en skree daarvan wat ons doen nie, maar daar word 'n enorme klomp werk gedoen. So vir ons as gemeente is dit altyd 'n voorreg om elke jaar ons sinodale bydrae te gee vir hulle, sodat hulle ook dit kan uitleef. Dan het ons boonbehalwe daai 100,000 begroot ons vir 45,000, daai 45,000 gaan in die omgee bediening en kom nie in die kerkkasse nie. Ekskuus tog. Dit gaan, vriende, om mense te help in ons gemeente en omgewing. Gemeente en gemeenskap, né? Waarby ons betrokke is, vriende, en ek het al baie vir julle gesê, wanneer mense bid in nood, dan vra hulle vir die Here om te voorsien. En baie keer, vriende, dan is die kerk daar, kan jy ons hierdie omgeefonds gebruik om mense te help wat werklik in nood is, wat werklik honger is, wat werklik deur 'n tyd gaan waar niemand hulle kan help nie, wat hulle op die straat uitgegooi sou word as ons hulle nie help nie. En omdat die Here julle harte oopmaak in hierdie maand, dat julle ons deur is 'n jare, vriende, ons praat van dekades, né? As jy julle deur julle oop harte in die kerk in staat gestel uit hierdie omgeefonds uit om mense te help. Om mense te help wat werklik in nood is, wat hulle kar en hulle huise verloor het, vriende. Dit het ons al mense mee kon help in die verlede, wat eintlik ongelooflik is, anders sou hulle down on the earth gewees het. So weer eens, hierdie maand 'n belangrike maand, dit is 'n weggee maand wat ons het, boonbehalwe ons dankoffer vir ons plaaslike gemeente wat ons insamel, vriende, het ons hierdie ekstra dankoffer wat ons dan nou in hierdie dankbaarheidsmaand dan inderdaad weggee. So dit is maar net so 'n kort waaroor hierdie maand gaan. Ek sommer so deur die tyd elke keer net vir julle so 'n bietjie inlig daaroor. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Dankie Here dat ons by mekaar kan wees. Baie dankie dat ons op U kan vertrou. Baie dankie Here dat ons kan weet dat U ons God is, dat U ons Vader is, dat U vir ons lei en vir ons beskerm, Here, waar ons ook al gaan. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, dan is ons nou in Efesiërs 2, net weer, dit is altyd vir my belangrik, vriende, dat 'n mens na die konteks kyk, né? So as ons kyk na Efesiërs, na Efese self, of ons kyk na Klein-Asië waar hierdie brief eintlik is 'n omsendbrief omgegaan het, Klein-Asië, die moderne vandag se Turkye, dan moet ons vir mekaar kom sê, vriende, dat in daai tyd was daar natuurlik geweldig baie afgode en goed gewees, né? As jy nou kyk na Efese, dit ons vir mekaar is die hoofstad van die rykste provinsie van die Romeinse Ryk, en dit was veral bekend as die stad van die god Artemis, né? Geweldig baie afgode aanbid deur hierdie mense, né? So dit moet ons altyd
altyd in gedagte hou, wanneer ons oor kontekste praat, wanneer ons praat, soos Paulus vir die briewe skryf, hoekom skryf hy daai brief? En ons het mekaar gesê, hierdie brief is natuurlik inderdaad 'n praktiese, eintlik nie 'n praktiese, eintlik 'n omsendbrief wat hy vir hulle stuur, en dis eintlik 'n brief van bemoediging, né? En en praktiese raad, liewe vriende, hoe om as kerk hier op aarde te lewe, né? So, dit is net so te loos, maar dis baie belangrik wat ek nou vir julle gesê het, omdat onthou, Paulus is 'n apostel van die heidene, ons moet dit altyd onthou. Petrus is die apostel van die Jode, maar Paulus is die apostel van die heidene, en wanneer Paulus praat, liewe vriend, moet ons altyd daardie konteks hier in ons agterkop hou, wanneer ons gedeeltes ook lees, né? So, en ek gaan nou vir julle daarop wys, hoe kom ek dit sê. So kom ons lees hierso in Efesiërs 2. Hy sê hierso, julle was dood as gevolg van julle oortredinge en sondes, wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld, en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte, die gees wat daar nou in die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. Nou, as ons nou hierso na vers 11 toe gaan, vriende, van dieselfde hoofstuk, staan daar die volgende: hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene. Van geboorte was julle heidene. En julle is onbesnedenis genoem deur die wat hulle self die besnedenis noem. Ja, die besnedenis is maar die Jode gewees, né? Wat hulle die besnedenis noem. Al die besnydenis is mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Nou vriende, dit is verskriklik belangrik dat ons hierdie goed vir mekaar kom sê, né? So hierdie mense in Efese, hulle het tot bekering gekom. Hulle het vir Jesus Christus aangeneem, en nou kom sê Paulus vir hulle, hoorie, ek wil net weer 'n bietjie vir julle herinner aan wie julle was. Julle is gelei deur hierdie onsigbare magte. Julle was ongehoorsaam aan God gewees. Julle aan niks gesteer, en julle hele lewenswyse is gekenmerk deur die een sonde op die ander sonde. Julle het nie 'n saak gehad met God nie. Julle laat lei deur onsigbare magte, en die gees wat nou daar in julle werk, liewe vriende, is die gees wat julle ongehoorsaam maak aan God. Nee, so sê Paulus nou vir hulle. Maar dan gaan hy aan, en dan is dit asof hy hom amper half identifiseer met hulle, wanneer hy sê, so het ons trouens ook voor almal gelewe. Ek dink, as Paulus sê, so het ons gelewe, dink ek amper half, vriende, sluit hy eintlik meer die ander mense in. Nee, ek weet nie of hy so seer die Israeliete insluit nie, né? Want onthou nou, die Jode was tog naby God gewees. Ja, het hulle twak gegee, absoluut. Het hulle ander afgode aanbid, absoluut, liewe vriende, né? So dit is inderdaad waar dat hulle ook soms so gelewe het. Nee? Want sê Jesus, so het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. En nou dit is waar ook van die Jode, vriende. Dit is mos nou lekker, ek chat mos so van die kaf af met julle. Want as ons bietjie na die Ou Testament gaan kyk, wat het hulle gedoen? Hulle het heeltyd twak gemaak, nee? Ons ken nou al daai patroontjie, ek het al baie vir julle gesê. Soos ons kyk, God het hulle gereeld gestraf in die Ou Testament. Hoekom? Want hulle dan gaan hulle agter hierdie afgode aan. Dan is dit agter hierdie, is dit al die slegte goed wat hulle doen. Hulle is deel met hierdie orgies van die ouens wat die afgode aanbid. Die gemors wat hulle aanvang, al die goed. En dan raak God vir hulle dit duiwel en met hulle aanbid nou vir Baal en Astarte en al hierdie goed. En dan raak God verskriklik kwaad. Hy gebruik priesters en hy gebruik profete en hy gebruik die regters om hulle reg te kry, vir hulle te sê, wat gaan met julle aan? En dan straf hy hulle. Want hulle leef net soos heidene. Hulle leef nie soos mense wat God het, wat by hulle is nie. Hulle dra selfs die teken van die besnydenis dat hulle Godsin is. Daarom dink ek sê Paulus inderdaad, ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Want ook omdat die hele tyd hierdie verkeerde goed gedoen. Dan kom Paulus, dan kom sê hy die volgende vir hierdie mense. Hy sê, maar God is ryk en barmhartig en het ons innig lief, wat ek altyd vir julle sê, God kyk met sagtheid na ons. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredinge, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered, kom sê hy. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus
aan julle bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. So Paulus kom sê vir die mense, weet verseker julle is uit genade gered. Dis nie julle goedheid nie, dis nie julle verdienste nie. Julle was verlore, julle het gedoen alles wat verkeerd is. Maar omdat julle glo in Jesus, Jesus wat die weg en die waarheid en die lewe is, die enigste weg na die Vader is, omdat julle in hom glo, dit is genade, geen verdienste nie. Uit genade is julle gered. Daarom kom sê hy, omdat julle deur genade gered is, sê hy. Christus het ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dinge waarvoor hy ons bestem het. Daarom kom sê Paulus vir die mense in Efese en in hierdie omsendbrief vir die mense in Klein-Asië, moderne Turkye, kyk nou hoe julle lewe, kyk nou hoe julle besig is om in die wêreld op te tree. Sien mense vir Jesus in julle. Moenie sonde doen en net doen waartoe julle luste julle lei nie. Moenie net eenvoudig strooi aanjaag nie. Kom sê hy, nee sê hy. Nee sê hy. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Mag ek en jy ook uit hierdie genade lewe ons lewe daar volgens inrig en dat mense kan sien dat Jesus in jou lewe lewendig is en dit hoe jy en ek optree. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.